Ons staan onder die hand van sy liefde vanmôre. Jy wat uitgeworpe voel. Jy wat voel die wêreld het my uitgestoot. My eie familie het teen my gedraai. Ek wil vanmôre vir jou sê, God skyn sy aangesig oor jou. En hy het jou oneindig baie lief. Jy wat stikkend is. Jy wat gebroken is. God het gekom om jou te genees. Sy hand van genesing is hier vanmôre. Om daai stukkies op te tel. Om daar die gebarste reënbak weer heel te maak. Jy wat voel die storms woed in en om jou. En jy weet nie hoe jy deur hierdie tyd van jou lewe gaan kom nie. Die Here sê vanmôre, my vrede gee ek vir jou. Vrede, shalom. Shalom. God se shalom is vanmôre oor jou lewe uitgespreek. Ek gebied daai storm vanmôre in Jesus naam. Wees stil. Wind, gaan lê. En laat die vrede van die Here in jou lewe heers vanmôre. Yes, in His presence there is love, peace and healing. Ontvang dit vanmôre. Miskien wil jy jou hand net uitbrei en sê, Here, dankie. Ek aanvaar U liefde, U vrede en U genesing in my lewe. Dankie, Here. Thank you, Jesus. Dankie, Jesus. U maak my hele lewe nuut. Amen. Amen. Halleluja. U het 'n vredevolle toekoms vir my. Ja, in die wêreld sal jy verdrukking hê. Maar hou goeie moed, my poetie en my sussie. God het reeds die wêreld oorwin. Ons vrede is in Hom. Ons blydskap is in Hom. Ons hoop is in Hom. Ons lewe is in Hom. Ons krag is in Hom. Ons toekoms is in Hom. Bly in Hom. Bly in Hom. Bly geanker in Jesus. Hy is jou leidsman. Hy is die volëinder van jou geloof. Hy was daar aan die begin, toe jy weggespring het met hierdie lewenspad. En hy wag ook vir jou aan die einde, wanneer hy vir jou sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Hy is ons hoop. Hy is ons hoop. Kyk na Jesus. Kyk na hom vanmôre. Hemelse Vader, dankie vir die seun Jesus. Dankie dat U hom afgestaan het. Om in die vlees van 'n mens gekleed te word. Om hier in die stofstrate van hierdie aarde te kom wandel. En om vir my te kom lei. Soos 'n skaap, soos 'n lammetjie wat gelei is na die slagpale. Het U vir my kom lei. U was ter wille van my oortredinge deurboor. Ter wille van my ongeregtighede was U verprys. Die straf wat vir ons vanmôre die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde
het daar vir ons genesing gekom. Kyk vanmôre na Jesus. Hy het gekom om vir jou vrede en genesing te offer. Aanvaar sy offer vanmôre. Hy offer vir jou Gods vrede. Dankie daarvoor, Vader. Dankie Jesus dat U gekom het. Dankie dat U my plek gedeel het. Ek moes daar gehang het en U het vir my daar gehang. Dankie, Jesus. Daarom het ek U so lief. Daarom is U naam so soet op my lippe. Jesus, Ja, die woord is so my vredevors, my troos, so troos. die lelie van my dade. Dankie, Jesus. Voorwaar, ek wil net in die huis van die Here wees tot 'n eind vandag. Ja. Dankie, Jesus. As U wil bly sit, kan U sit. As U wil bly staan, kan U staan. Ek kan nie anders as om te erken dat God self werk. Wie is ek om vir God voor te skryf hoe en wat hy moet doen? Ek kan maar net vanmôre sê, have your way in this place, O Lord. Laat U wil geskied. Moenie angstig wees nie. Moenie benoud raak. Ek weet die lewe kan maklike mense aandag weglok en 'n mens se hart beklem. Jy kan vreesbevange raak, bekommerd raak. En daar's min dinge wat 'n mens so bekommerd maak soos die onsekerheid van môre. But He holds tomorrow in His hand. With our Jimmy gesing, yesterday I was forgiven, today I am secure, and tomorrow He holds in His hand. Hy is gister en vandag en tot in alle ewigheid. Dieselfde God. He's still the very same Jesus. Daai selfe Jesus wat jou gaan haal het daar in die moddersluit van die lewe, is dieselfde Jesus wat jou voete op 'n rots anker, sodat jy nie sal wankel. God is vir jou. En as hy vir jou is, wie kan teen jou? Amen. Wat is lieflik. Sy woonplekke is lieflik. En sy meetsnoere het vir ons op lieflike plekke geval, het dit nie? Ek het gister vir jou gesê, ek is so dankbaar, ek is op die beste plek in my lewe, dat die Here niks, en ek praat van wat ek in myself is, nie wat ek in Christus is, in myself is ek in niks, ek is 'n nul op 'n kontrak, en dat hy van 'n niks werd iets nuttigs gemaak het. Daarom, as ek hier staan vanmôre, ek staan nie op grond van iets wat ek bereik het, of iets wat ek verdien het nie, ek staan hier op grond van sy ongelooflike, ontsaglike groot genade. Wat ek is ek as gevolg van hom. Wat ek het ek as gevolg van hom. Daar dieselfde God is ook die God wat vir jou vanmôre sê, jy is wonderbaar en kosbaar vir my. So aanvaar dit nou vanmôre. Jy wat voel, wie is ek? God wil vanmôre vir jou sê, ek het vir jou gekom. Ek het gekom om jou te red. Ek het gekom om jou te was, om jou nuttig te maak, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek het lieflike gedagtes aangaande jou. Wanneer ek in die môre na jou kyk, dan jy gek.
dan is ek bly oor jou, ek verheug my oor jou, sê die Here. Jy is die kroon van my skepping. Weet jy nie, ek het jou baie goed gemaak. En God bewonder vanmôre sy handewerk. Jy is die werk van sy hand. So herinner jouself vanmôre, wie is ek in hom? Die vyand wil my vernietig, maar God het 'n stokkie voor sy planne gesteek. Amen. En hy het 'n bloedstreep getrek en gesê tot hier toe en nie verder. Jy gaan nie my handewerk verder vernietig nie. O, ek voel vanmôre dat die Here trek 'n streep in iemand se lewe. Genoeg is genoeg. God bepaal die grense. God sal nooit toelaat dat jy bokant jou vermoëns versoek word. Is dit nie wonderlik? Met ander woorde, God, hy stel die reëls op. Vyand, tot hier toe. Nie 'n tree verder. Vanmôre is daar 'n streep getrek in iemand se lewe. Jy het aanslag op aanslag beleef. Daar is diegene wat jou dood soek. Daar is diegene wat alreeds jou begrafnis beplan. Daar is 'n vyand wat jou lewe wil verwoes en wil vernietig. Wat nie wil sien dat jy die ewige lewe beerwe nie, wat jou so moedeloos wil maak dat jy sal opgee op die God wat jou geskaap het. Maar vanmôre staan die Here op en hy rig 'n standaard op. Vanmôre wil die Here vir jou herinner dit wat hy vir Abraham gesê het, toe hy vir ons sê, ek sal vir jou 'n skild wees. Daar dieselfde belofte wat God vir Abraham gegee het in Genesis 12, dit sê die Here vanmôre ook vir jou, want ons is deur die geloof kinders van Abraham, en dit wat God vir Abraham beloof het, kom ook jou toe. The Lord is your shield, en hy beskerm jou van voor en van agter. En die vuurige pyle van die vyand sal geen uitwerking hê nie. Kyk, ons kan nie keer dat pyle op ons lewe afgeskiet word nie. Dit sal altyd daar wees. Maar dit gaan jou nie tref. Solank jy skuil by die Here. By die rots van die eeuwe. Skuil net by hom. God is with you. Sê netjie vir jou maatjie. Weet jy dat God vir jou is? Weet jy, God is jou prokureur? Weet jy dat hy jou saak vir jou bestry? En as jy hom aan jou kant het, dan wil ek vir u sê dat geen prokureur sal kan staan in die regshof wanneer Jesus jou middelaar is nie, wanneer hy jou advokaat is nie. As God vir jou is. Kathleen, God is vir jou, my sussie. Laat jou saak in sy hande. En onderwerp jou. Nie soos ek wil nie, Here. Net soos u wil. Have your way in this place. Have your way in this situation. Have your way in my life. In Jesus' naam. So, ek het 'n SMS of 'n boodskap, 'n voicemail in die week gekry van Petulia af. En daar het iets wonderliks gebeur in hierdie week in haar lewe. Toe dit vir haar gevoel het dat daar is nou 'n tragedie wat gaan tref. Toe doen sy die regte ding. En dit is wanneer jy voel jy val. Val op jou knieë. En sy het op haar knieë geval en die naam van die Here aangeroep. En die Here het geantwoord. En die Here het uitgered. Petulia, kom vertel vir ons so kortliks. Dit wat jy ervaar het. Hoe die Here jou opgeroep gehoor het. Dis 'n skaammeisie hierdie. Maar vanmôre sê sy, ek kan nie stil bly nie. Is dit nie wonderlik hoe, wanneer die Gees van die Here oor jou kom,
dan verdwyn daai skaamheid. Wat het ook Paulus gesê in Romeine 1:16, ek skaam my nie. Vir die evangelie van Christus. Dis die krag van God tot redding. Vertel vir ons hoe die Here jou opgeroep het. Goeiemôre almal. Vanmôre voel ek so bly in my hart. En ek is so dankbaar. Dat ek by u is. En vanmôre toe sê ek vir die tyd, moet ek trap op jou kop. Ek kan nie net stil bly nie. Ek moet die goedheid van die Here vertel. So laasweek en Sondag, oggenduur so 3:30, voel ek sy ruk langs aan my, maar sy was stik in haar slijm, maar haar bors is vol slijm. En ek sit hier aan vleesluit van my phone aan en ek kyk, en ek sien sy is besig om te ruk, sy kry nie asem nie, en ek tel haar op, en ek skree vir my pa, Daddy, ja, en hy sê, wat is dit? Ek sê, is Alia, en hy het uit haar by grond, ek kan achter haar, maar niks help, sy kry nie suurstof nie, en sy was stik aan haar slijm, maar haar oor is besig om te doen. En my pa vat haar, en hy sit my na die kamer in, hy hou hom so, so oor sy bene, en ek gaan in voorkamer toe, en ek sak op my knieën, en ek skree, Here, help, Here, tree in, en ek begin bid, en is nog eens 5 minute nie, ek was nog eens klaar nie, en my pa skree vir my, Petulia, hier kom sy by, en ek sê vir Here, dankie Here, en ek sê vir die vyand, jou plan het nie gewerk nie, en sy kry asem, maar sy bewe, en ek bel haar om en haar opa, en ons gaan uitchecks toe, en ek sê, Here, gaan hier vooruit, en ons kom achterna, en hulle check haar uit, en hulle kyk alles van haar, en die dochter kom, en ek vertel vir die dochter, en ek sê vir hom wat gebeur het, en ek sê vir hom, en hy sê, ja, daar is iets groot wat gebeur het, en ek sê vir hom, dit is wat die Here kan doen, en hy sê vir my, en hulle kyk in haar mond, en hulle sê, maar sy het infeksie in haar keel in, asof van die slijm wat geblok het op haar neus, die kry sy nie suurstof heen, maar toe is daar uitstap, toe sy weer haarself, en ek sê vir die Here, ek gee al die eer en al die lof en al die aanbidding, dankie Here, ek sê vir die hartelijk dankie. Halleluja. Ag Here, ons bid vir die dogtertjie. Here, ons verwys u die jongs gevaar. Here, ek weet u het 'n blink toekoms vir haar. Die feit dat sy vanmôre hier staan is 'n teken dat my God lewe. En hy antwoord nog getyds. Amen. Ons vra Here dat u vir haar sal uitgaan. En dat sy sal groot word in die weë van die Here. En dat sy vir u 'n lig sal wees. En dat sy haar tyd op aarde wat daar nog voor is, sal gebruik om 'n mondstuk vir Jesus te wees. Hou haar in gesondheid, Here. En dankie dat ek weet dat geen plan van die vyand in haar lewe enige uitwerking sal hê. Ek eer U daarvoor. Ons dank U ook vir die moeder wat God ken. En toe die aanslag kom, het sy die Here aangeroep. En die het gehoor uit die hemel. En die het haar gebed verhoor. Die het haar uitgeruim. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Daar sy. Ja. What the devil means for evil, God means for good. Die Here kan 'n situasie omdraai. Amen. Amen.
Broer en suster, dit is nie my beplanning om jy lang besig te hou vanmôre nie. Want ek probeer krediete skor vir volgende week. Vanmôre is 'n absolute bemoedigende boodskap. Want ek wil die voorberei vir die weke wat gaan kom. Die Here het dit op my hart gelê dat ons so 'n bietjie profetiese opdatering sal doen oor wat is besig om heiliglik te gebeur. En hoe relevant is dit met betrekking tot Bybelprofesie? Wat vir ons duidelik te kenne gee dat die koms van die Here baie naby is. So nie almal is altyd bewus van wat gebeur in en om die wêreld nie. En ek wil graag in die tyd wat ons nog oor het 'n profetiese opdatering doen. Wat gebeur heiliglik? So u wat daarin belangstel, moet dit nie mis nie. Ek glo dit sal die oë oopmaak soos wat dit my oopmaak. Amen. Maar voor dit wil ek vanmôre met u praat en vir u sê, laat jou hart nie ontstel word nie. Want die vyand wil graag hê ons moet ontstel word, wil hy nie? Hy wil bietjie ons vere skud. Hy wil die omstandighede van die lewe gebruik om ons benoud te maak, om ons energie te tap, om jou skouers te laat hang en te sê ek kan nie meer nie. Ja, jy kan, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Laat die swakke sê ek is sterk. Laat die arme sê ek is ryk en het verryk geword. So laat jou hart nie ontstel word. Dis vanmôre se gedagte. Want ons mag dalk 'n paar ontstellende dinge hoor in die weke wat kom. So kom ons begin by die begin en ons anker ons fort onsself. Johannes 14, die evangelie van Johannes, die 14de hoofstuk. Ek gaan net die eerste vers lees, dan gaan ons praat oor die res van die hoofstuk. Kortliks. Johannes 14 vers 1. Laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Liewe vriende, hierdie scenario van Johannes 14 speel af kort voordat Jesus gearresteer sou word en kort voordat hy gekruisig sou word. En hy's in gesprek met sy disippels. En sy disippels het baie vrae om hom te vra, baie vrae. Wie van julle het baie vrae om vir die Here te vra? Hulle het baie vrae, want hulle is ontstel. Hulle is ontstel, want in die laaste tyd toe Jesus met hulle gewandel het, het Jesus vir hulle sekere dinge gesê wat hulle ontstel het. Ontstellende nuus. Onder andere het Jesus vir hulle gesê, net nadat Petrus byvoorbeeld hom erken het en gesê het, U is die Messias, die Seun van die lewende God. Van toe af het Jesus aan sy disippels bekend gemaak dat hy na Jerusalem moes gaan en dat hy sou sterwe. Dit was vir hulle baie ontstellend. Soveel so dat Petrus gesê het, oor my dooie liggaam. Dat Jesus hom moes bestraf en sê, gaan weg agter my Satan, jy onderskei nie die dinge van God. Jy kan nie in die plan van God staan. En hulle is ontstel dat hulle vra en Jesus gebruik hierdie oomblik om hulle vrae te antwoord. Kyk, dis dan lekker as die Here soms ons vrae antwoord. Nie dat hy ons 'n antwoord skuld nie, maar ons is baie dankbaar as hy ons vrae antwoord. En Jesus antwoord hulle vrae en hy bemoedig hulle ook in dieselfde asem. Nou, Jesus het geweet dat binnekort gaan hierdie disippels hom sien hang aan 'n kruis. En hy het geweet dit gaan hulle ontstel. Want u sien, dit wat hulle gaan sien voor hulle afspeel is in
rasse kontras, is 'n skreeuende kontras met die hoop wat hulle gehad het met betrekking tot Jesus as die Messias wat gekom het. Hulle het 'n hoop in hom gehad. Hulle hoop was dat hy die Messias is wat die koninkryk sou kom vestig op aarde, sy koninkryk op aarde kom vestig en hulle sal saam met hom heers en regeer. Maar nou maak Jesus aan hulle bekend, hy gaan doodgemaak word. En Jesus het dit geweet. Hy vertel hulle dat ek gaan binnekort sterf. En dit was vir hulle 'n groot terugslag. Wat dan van ons hoop, wat ons in U gestel het? Onthou jy die woorde van Petrus, daar in Matteus 19:27, toe hy sê, Here, ons het alles verlaat. Ons het alles gelos in die gevolg. Wat is nou in dit vir ons? Nou vertel hy vir ons, U gaan doodgaan. Kan jy verstaan hoekom hulle ontsteld was? Maar hier kom Jesus. En sy eerste woorde vir hulle, ou liedjies, laat jou hart nie ontsteld word. En weet jy wat is so ironies? As jy verder hier Johannes 14 lees, dan sien jy, Jesus gaan nog 'n paar dinge sê, wat hulle inteendeel nog verder gaan ontstel. Want hulle verstaan nie wat hy bedoel met die dinge nie. Sê gou vir my, broer en suster, het jy ook al ervaar, daar gebeur dinge in jou lewe, wat eenvoudig onverklaarbaar is? Amen. Dit maak nie sin nie. Ja, halleluja. En jy kry ook nie noodwendig antwoorde by die Here nie, is asof hy choopstil is. En jy verstaan nie die plan van die Here in hierdie situasie nie. Is dit nou net ek wat uit ondervinding praat, of is daar nog mense wat sê? Maar vir u wat sê, ja, daar gebeur partykeer onverklaarbare goed in my lewe. Dalk is jy nou in so 'n situasie. Maar ek wil jou herinner aan die woorde wat Jesaja geskryf het in Jesaja 55 vers 8 en 9, toe hy gesê het dat God se weë is nie ons weë. Amen. God se gedagtes is nie ons gedagtes. Amen. So hoog soos wat die berge bo die see is, so hoog is sy gedagtes bo ons gedagtes. Ons verstaan nie altyd hoe God dink. Jy onthou die verhaal van Josef? Hoe Josef, die lieflingsseun van sy vader, hoe hy deur sy eie broers as 'n slaaf verkoop was. En Josef het niks verkeerd gedoen nie, behalwe miskien moes hy nie vertel het die droom wat hy gehad het. Partykeer moet jy 'n droom vir jouself hê, lyk dit my. Nou maar. Maar partykeer as jy die droom vertel, dan draai mense nogal heavy teen jou. En Josef het 'n droom gehad. En die droom was waar. Want ons weet op die einde van sy lewe het die koning are voor hom gebuig. Sy familie het voor hom gebuig. Maar dalk moes hy het maar vir homself gehou het. Want toe is daar hom jaloesie. Maar ons sien hoe Josef sy lewe gekenmerk was deur die een tragedie na die ander. Eers deur sy familie verkoop. Toe is hy in die huis van Potifar. En hy bou homself weer op. Maar toe gaan Potifar se vrou en gaan lieg oor hom. En daar land hy in die tronk. So dis die een teleurstelling na die ander. Dat sy eie broers hom uitverkoop. Maar het u gelees, wat was Josef se woorde, toe sy broers terugkeer, en hulle hom herken, toe hy tweede in bevel was, net onder Farao, en hier kom sy broers, want daar was 'n hongersnood, en hulle sê, help ons asseblief. En toe herken hulle eie broer Josef, hulle dog, hy's dood. En kyk, wat sê Josef in Genesis 50 en 11 vers 20. En sy broers
het voor hom geval en gesê, kyk, ons is die slawe. Daar kom die droë water. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie. Want as ek in die plek van God, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Julle my broers, julle het kwaad bedink teen my, but God used it for good. God het my vooruit gestuur, sodat julle lewe behoue kan bly, sodat ek vir julle 'n plek hier kan gee en vir julle kan voorsien. Miskien is jy nou in 'n situasie wat vir jou onverklaarbaar is, maar dalk is God besig om jou te posisioneer, maar ons leef nie vir onsself nie. Hoe Paulus sê, ons is as 'n drankoffer uitgegee. Jy is 'n instrument in die hand van die Here, jy is sy werktuig. And Lord, if you can use anything, use me. En moet dan nie kla wanneer die Here jou gebruik. Want hy gebruik ons soms op maniere wat nie altyd gerieflik is nie. Wat nie altyd vir ons aanneemlik is nie. Maar ons het al gesê, Here, nie meer my wil nie. Ons bid dit dan. Nie meer my wil nie, Here, maar U wil geskied. So ek vra jou, is jy bereid om jou lewe af te lê? As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg? Is dit waarlik jou gebed? Use me, Lord. Dit is 'n gevaarlike ding om te bid. So laat dan toe dat God jou gebruik. En Josef het dit ook gesien. Want ander mense ten kwade bedoel. God het 'n plan daarmee. As jy jou onderwerp aan sy wil. Amen. So hier is hierdie disippels. En Jesus antwoord hulle vrae en hulle is baie benoud. Jesus sê, onder andere nadat hy vir hulle sê, laat julle hart nie ontstel word nie, sê hy vir hulle dinge soos, ek gaan weggaan. Julle het nou nie dan gesê, jy gaan doodgaan. Nou sê jy gaan weggaan. Kan nie verstaan hoe verward moes hulle nou wees. Dit is onverklaarbaar. En nou is hulle ook nog ontstel, want, Here, ons het vir 3 jaar, het ons saam met U gewandel. Ons ken niks anders nie. Ons het alles gelos. Ons is totaal en al afhanklik van U. Nou sê U gaan weg. U los ons nou net so. Kom aan Dion, jy is ook ontsteld gewees. As ek nou vandag vir sê, Dion, ek gaan nou weggaan, sal jy nie ontsteld wees? Nee, en ek's maar 'n mens. Hoe was hulle nie gevoel het oor Jesus, die Messias nie? En toe gaan Jesus nog verder, en hy sê vir hulle, en so tussen hakkies, daar waar ek gaan, julle kan nie saamkom nie. Ek weet, as daar nog een nou, as ek sê ek gaan weg, en Dion sê, ek gaan saam, dan sê ek van nee, jy kan nie saamkom nie. Dit is nog meer ontstellend, want hulle het 3 bonatuurlike jare saam met Jesus gehad. Hulle het gesien hoe hierdie Jesus blinde se oë open en dowe ore oopmaak, krepeles laat loop, dooies opwek. Hulle het die bonatuurlike krag van God gesien, hoe duiwels uitgedryf word. En hulle kan hulle self nie indink 'n lewe sonder Jesus nie. En hulle was baie ontstel. Maar Jesus sê vir hulle, laat julle hart nie ontstel word nie. Iemand moet dit hoor vanmôre. Jy sien broer en suster, die een ding wat 'n mens baie kan ontstel, is die onsekerheid van die toekoms. Daar is dalk dinge wat in die nabye toekoms vir jou voorlê, dinge wat jy weet wat gaan moet gebeur. Maar wat jou ontstel is, jy weet nie wat gaan die uitkoms wees nie. Miskien
Ek sien my seun is hier. Jy weet, daar's 'n eksamen wat voor lê en jy weet die eksamen gaan kom. Ek gaan hom nie kan ontduik nie, maar jy's dalk bietjie ontstel oor die uitslag. Jy's nie seker oor die uitslag. Miskien moet iemand gaan vir 'n operasie. Miskien is daar 'n mediese afspraak wat vir jou wag. En jy's bietjie benoud want jy weet nie wat gaan die uitslag wees. Miskien staan iemand aan die begin van 'n nuwe verhouding. Dalk 'n huwelik. Maar jy's bietjie benoud want jy weet nie hoe gaan hierdie verhouding uitspeel nie. Dalk staan jy voor die deur van 'n nuwe besigheidsavontuur wat jy wil aanpak. Ek weet my een broer het so in my oor gefluister van so 'n besigheidsding wat hy oor bedink. En 'n mens bedink die ding en jy kou daaroor en jy mens kan help, jy raak soms so 'n bietjie benoud, weet hoe gaan die ding uitspeel? En dis daai onsekerheid wat soms vir ons so 'n bietjie ontstel. Maar Jesus gee die antwoord. Hy sê, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God. Glo ook in my. In plain Afrikaans, Jesus sê, vertrou my. Faith and faithfulness is maatjies. God sê, ek is getrou. I am faithful. Hy is getrou aan sy woord om dit te volbring. Amen. Daarom glo in my. Ek is getrou, daarom vertrou my. Jy sien, getrouheid, vertroue, geloof, stap hand aan hand. It's all about faith, faithfulness. En jy kan ook sê vanmôre, wel, dis maklik vir jou om te sê, en ek moet net glo en vertrou, maar weet jy wat kan ek vir jou sê, en dit is, as jy dit nie gaan doen nie, as jy die Here nie volkome gaan vertrou nie, sal jy vind in jou lewe, jy sal gedurig ontstel raak. As daar nie geloofsvertroue is nie, waar jy sê, Lord, I don't know, ek weet nie, maar ek vertrou U. Ek klim nou uit hierdie bootjie uit, en ek weet, ek is veronderstel om te sink, want alles in my sê, 'n mens kan nie loop op water nie. Maar as die Here op U woord, as U vir my sê, ek doen dit, al maak dit nie vir my sin nie, dan sal die Here jou laat loop op omstandighede waarin jy eintlik moes gesink het. Amen. As God in die saak is. Maar as God nie in die saak is nie, sal jy sink in omstandighede waarop jy eintlik moes geloop het. Die verskil is God moet in die saak is. Amen. So jy het 'n keuse. Wil jy heeltyd ontstel word? Vertrou dan in jou eie vermoë. Steun op jou eie insig. Maar as jy nie meer ontstel wil wees nie, leer om 'n vertrouensverhouding met die Here aan te kweek. Leef in volle geloofsvertroue. En dan sê Jesus, as jy gaan lees daar in vers 2 tot 3, hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek klaar is, sal ek terugkom, en ek sal julle kom haal, sodat julle ook kan wees daar waar ek is. En dit is iets wat ontsteltenis kan wegneem, want hierdie disippels was baie ontstel, want Jesus het vir hulle gesê, dat hy gaan sterwe, en Jesus het vir hulle gesê, dat hy gaan weggaan, maar nou gee Jesus vir hulle die rede, hoekom hy weggaan. Hy sê, ek gaan weg, want ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Ek moet weggaan. Oh, liewe vriende, weet jy wat sê dit vir jou en my vandag? Dit sê vir ons toekoms is verseker. Amen. Dit sê vir ons aftree aan die tye. Ons aftreeplan is in plek. Amen. Dit sê vir ons het 'n tuiste, ewig in die hemele.
Amen. Ons het daardie hoop. Yes. So laat jou hart nie ontsteld word nie. Jou aftrede is klaar vir jou gereël. Amen. En terwyl ons op weg is, moenie vergeet die woorde van Jesus in Matteus 5. Want ek weet, tussen nou en daardie dag is ons nog hier op aarde. En daar is werk om te doen. En daar is uitdagings om te trotseer. Maar onthou die woorde van Jesus in Matteus 6. Kom ons lees dit net, want dit bring gemoedsrus ook vir my as ek dit net lees. Matteus 6, daar vanaf vers 25, hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, en wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie meer werd as baie mossies nie? Amen. Wie tog onder julle kan, deur om te kwel, 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo, en Salomo is die Hebreëse woordjie shalom. Salomo shalom, sy vrede. Selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel. Kyk hoeveel keer sê die Here, moenie kwel nie, moenie kwel nie, moenie kwel nie. Wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie. Môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie wag. Dit is die gesindheid wat ons moet hê, terwyl ons nog wag vir Jesus om ons te kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. Dis die lewende hoop wat elke kind van God het. Ons het 'n lewende hoop. Ons lewende hoop is dit wat Dawid gebid het in Psalm 23. Hy sê, ek sal woon in die huis van die Here tot in lengte van dae. Jesus het ons beloof dat hy kom terug, en wanneer hy kom, bring hy saligheid saam met hom. Kan ek u maar herinner aan die woorde van Hebreërs 9? Hy sê daar in vers 27, hy sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Dis die hoop wat ons het. Is die verwagting tot saligheid, waar ons verlos sal word, selfs van die teenwoordigheid van sonde, en ons vir ewig met hom sal wees. Dis ons hoop. So moenie ontsteld word. En dan gaan Jesus, en hy praat verder met hulle, hy sê, julle moenie ontsteld word nie, dat ek weggaan nie, want dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Kyk wat sê vers 16 van Johannes 14. Hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie ken, kan ontvang nie, maar dit, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So hy sê, ek gaan weg, maar ek stuur die trooster. Ek stuur die parakletos. Ek stuur die een wat by jou gaan kom inhak, wat langs jou gaan kom plek inneem, om jou te help. Nou, Jesus was 3 jaar saam met die disippels, en nou sê hy, maar ek gaan moet weggaan. En Jesus was die meester in hulle lewe gewees. Hulle was oor niks besorg nie, want Jesus is hier. As ons honger is, Jesus kan 5 brood en 2 visse baie vinnig verweder. As ons in 'n storm is, Jesus maak storm stil.
Hulle het al gesien, ons hoef oor niks te worry nie. Maar nou sê hier die meester, van wie hulle so afhanklik al is, ek gaan weg. Maar die meester sê, maar ek gaan julle nie alleen los nie, ek stuur die Parakletos. Ek stuur die Parakletos. En wat gaan hy kom doen? Wat gaan hy kom doen? Kyk wat sê vers 26. Hy sê, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So hy gaan julle leer en herinner. Leer en herinner, leer en herinner. Is dit nie merkwaardig om te sien dat nadat Jesus weggegaan het en die disippels die Heilige Gees ontvang het, toe Jesus op hulle blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. Is dit nie merkwaardig om te sien hoe die Heilige Gees hulle heeltyd herinner het aan die woorde wat Jesus gespreek het. Dit wat vir hulle nie verstaanbaar was nie. Onthou julle daar in Johannes 2:22, toe Jesus vir hulle gesê het, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit opbou. Hulle het 46 jaar gebou aan hierdie tempel, Here, U sê breek dit af en U bou dit in 3 dae op. Dit was vir hulle onverstaanbaar. Wat bedoel hy? Maar hy het ons gepraat van die tempel van sy liggaam. En kyk wat sê Johannes 2 vers 22. Want dis hoe die Heilige Gees toe werk in hulle lewe. Oh, dis exciting. Dis exciting, want dis dieselfde Heilige Gees wat in ons bly. Hy sê, en toe hy in Jerusalem was, op die vers 22, en toe hy opgestaan het in die dode, het sy disippels onthou, kyk daar. Toe hy opstaan in die dode, toe onthou sy disippels dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Hulle het onthou wat Jesus gesê het, daai van vers 20, toe hy sê, die Jode sê 46 jaar lang is aan die tempel gebou, en U sal dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gepraat. Hulle het dit nie verstaan nie, maar toe hy opstaan in die dood, en hulle die Heilige Gees ontvang, toe Jesus oor hulle blaas, toe onthou hulle. Want die Heilige Gees, hy remind ons. Ja, man, ek bid sommer nou die Heilige Gees, julle sal herinner aan dinge wat hy vir julle gesê het, dat die woord van God vir julle sal opgaan. Kyk gou, miskien het ook so een voorbeeld, Johannes 12. Toe, wat gaan oor die Jesus wat op 'n esel in Jerusalem ingery het. Hy sê daar in vers 16, dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. Maar nadat Jesus verheerlik was, toe het dit hulle bygeval. Bygeval dat hierdie ding aan hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. Kyk wat sê vers 15, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom en hy sit op die vil van 'n esel. En hulle die tekens raak gesien toe dit gebeur, toe Jesus inry. Hulle het nie onthou wat die skrifte gesê het aangaande die Messias, dat hy sal inry op die rug van 'n esel nie. En skielik, nadat Jesus verheerlik was, toe val het hulle by. Wie het hulle dit laat byval? Toe val het, maar dis mos wat Sagaria 9:9 sê, dat hy gaan op 'n esel, so hy was toe al die tyd die Messias. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Liewe vriende, die oomblik, toe hulle die Heilige Gees ontvang, toe word die skrifte vir hulle lewendig. Dis wat die Heilige Gees doen, dit maak die Bybel vir jou lewendig. Skielik het dit wat hulle nie verstaan nie, vir hulle verstaanbaar geword, dat dit vir hulle verklaarbaar geword. En broer en suster, dis die primêre werk van die Heilige Gees in jou, in my lewe. Hy kom en hy openbaar die skrifte vir ons, en hy kom en hy vertel jou die waarheid aangaande wie God is. Ken jy hom? Het jy ook die Heilige Gees ontvang? Is die Bybel ook vir jou lewend en kragtig? Dis die Heilige Gees wat dit vir jou oopbreek. Net soos wat hy vir die disippels gedoen het. So Jesus sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Ek gaan die Heilige Gees stuur. Julle gaan nie alleen wees nie. Ek gaan hom stuur. En kyk gou vinnig. Dan gaan hy verder. Voel julle al die ontsteltenis raak bietjie minder, julle wat so ontsteld was. Ek het 'n paar gesigte gesien vanoggend, ek het ontsteld geraak oor julle ontsteltenis. Maar ek kan sien, die gesigsuitdrukkings verander bietjie.
Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Hoekom nog nie? Want kyk wat sê vers 18. Jesus sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Hy sê, ek kom terug. It's just for a while. So, moenie ontsteld wees nie. Dit is nie vaarwel nie, dis net tot ziens. Maar, dis ook nie regtig so tot ziens nie. Want kyk gou wat sê vers 13. Kyk gou wat sê vers 13. Hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, sal ek dit doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. So met ander woorde, Jesus sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Jesus is so naby, dat wanneer jy sy naam fluister, dan hoor hy. Hy hoor jou gebed. So, ja, hy sit aan die regterkant van die Vader, maar hy's God, hy's alomteenwoordig. En wanneer jy sy naam noem, soos wat my sussie gebid het in die week, toe sy sê, Here help, ek dink sy het eers geweet wat om te bid, partykeer is dit al wat jy kan uitkry, Here help net, spaar net my kind se lewe, dan is Jesus naby om te hoor. So laat julle hart nie ontsteld word nie, naby jou, het Jesus nie gesê in Matteus 28:20, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Immanuel, God with us. Daar waar jy stap, daar stap hy saam met jou. Daar waar jy vertoef, daar vertoef hy saam met jou. Daar waar jy gaan lê, daar is hy by jou. Hy is met jou. So laat jou hart nie ontsteld word nie. En kyk gou vinnig verder, ek het gesê ek gaan vinnig maak. Vers 21, hy sê, wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom bewaar. Woe, baie liefde. Jesus sê, ek het jou lief, jy het my lief, en omdat ek jou lief het, en jy my lief het, dan het my Vader jou ook lief, en jy het hom lief. Met ander woorde, hy sê, die Vader het jou oneindig baie lief. So laat jou hart nie ontsteld word nie. God loves you. So broer en suster, ons het die liefde van die Vader. Ons het die teenwoordigheid van Jesus. En ons het die hulp van die Heilige Gees. En hulle al drie is met ons. So broer en suster, as ons dan hierdie drie-enige God met ons het, hoekom sal ons dan ontsteld raak? Want hy het gesê in 1 Johannes 4:4, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Wees in my, God die Vader en sy liefde vir my, die Heilige Gees, die Parakletos en die Helper, en Jesus se teenwoordigheid, wat sê, kyk, ek is met jou, en wanneer jy roep, sal ek jou hoor, en ek sal jou antwoord gee. Bert, moenie ontsteld wees nie, man. Ronel, moenie ontsteld wees nie, man. Die drie-enige God is met jou, man. En as die vyand kom en hy sê, man, ek gaan jou vernietig, dan sê hy vir hom, wanneer laas het jy Jesaja 57:14 gelees, duiwel? Wat sê Jesaja 57:14, waar is die slim mense? Righto! Kom ons gaan eers by hom. Sê net vir die duiwel, jy wat my wil vernietig, kom ek herinner vir jou. Nee, man. Nee, man. Jy moet daar wees. Jesaja sê, wie het hom geskryf? Ek vra verskoning. Ek soek daai vers wat sê, dit is Jesaja 57:14. Maar dit is apparently nou nie meer daar nie. Wat hy sê, geen wapen wat teen jou gespeel word, sal stand hou nie. Jesaja 57. Ag, ek het 57:40. Dis 54:70. Dankie Johan. Jesaja 54.
So die duiwel gaan vir jou sê, jy lieg man, dit staan nie daar nie. Dan sê hy vir hom, ja, maar ek korrigeer myself. Dis Jesaja, sê dit vir Jesaja 54:17. Hierdie wiskundige goeders baie keer maak my nie moeg. Hy sê, elke wapen wat teen jou gesmeed word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Kom loof die Here, alle knegte van die Here, wat snags in die huis, geen wapen, knegt van die Here, geen wapen, en geen tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal suksesvol wees. So laat julle hart nie ontsteld word. Jesaja 14, ek is nou so excited, ek is nou glad nie meer ontsteld oor julle nie. Kijk, gou, vers 24. Hy sê, Johannes 14, hy sê, hy wat my nie lief het, die bewaar my woorde, en die woord wat julle hoor is myne, maar die Vader wat my gestuur het. Hy sê, vers 23, Jesus sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom. Ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. So die Here sê, moenie ontsteld wees nie. Julle is die tempel van die Heilige Gees. Ons kom maak ons woonplek by julle. Kan julle dink God kom? Hy sê ons. Met ander woorde, wie is die ons? Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sal na jou toe kom. Ons sal, we will come and tabernacle among you. En is dit nie wonderlik, want hierdie God, ons sing altyd nie, how big is God? How big and wide is vast domain, to begin to tell these lips can only start. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to dwell within my heart. Onthou jy die woorde van Salomo by die inwyding van die tempel? Ek hoop ek het op hierdie keer reg. Ek moet nou eers check voordat ek vir jou gee. Ons fact check dit gou hierso. Yes. 1 Konings 8 vers 27. Kyk hy Salomo by die inwyding van die tempel. Hy sê maar Salomo spreek in die woord, hy sê, maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja die hoogste hemel, kan hierdie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Hy sê, sal God op aarde woon? Die hemel is te klein om God te bevat. En hier kom hierdie God, en hy sê, deur Jesus in Johannes 14 vers 23, ons gaan by jou kom woning maak. So laat jou hart nie ontsteld word. You are the dwelling place of the Most High God, of which the heavens cannot contain. Laat jou hart nie ontsteld word. Laastens. Ek het gesê ek gaan vinnig wees. Vers 27, hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jesus sê, ek gee julle my vrede. Dit is die een ding wat die lewe van Jesus gekenmerk het, is vrede. Daar was niks, terwyl Jesus op aarde gewandel het, wat hom benoud of paniekbevange gemaak het nie. Dink aan die storm in van Matteus 8, die bootjie. Die bootjie is in die see, en die see is in die bootjie. En die disippels gooi water. En hulle is paniekbevange wat ons gaan sink. En wat doen Jesus? He'll give you peace in the midst of your storm. Jesus slaap. Hy was geken as 'n man van vrede. Niks het hom ontstel. Nie is 'n sinkende boot nie. Want hy is die een wat die storms gebied. En Jesus, hierdie man van vrede, kom vandag en sê, ek gee jou my vrede. Ek gee jou my vrede. Nie soos die wêreld gee. Jy sien, die wêreld offer ook ons vrede, maar hoe lyk hulle vrede?
Hulle gee vandag vir jou vrede, en dan môre, dan vat hulle terug. Ja, amen. Né? Vandag offer hulle vir jou vrede en geluk. Maar voor jy oë uitvee, dan sê jy, maar waar is die vrede nou? Waar is die geluk nou? So by the way, moenie val vir hierdie vrede wat hulle nou roep. Nee. Dis wat, onthou, Tessalonisense 5:3 sê, hulle sal sê, vrede en veiligheid, en dan oorval 'n skielike skrik hulle. Julle gaan dit sien. Hierdie vrede gaan nie hou nie. Maar die vrede wat die Here gee. Jy sien, in die wêreld, jy kan vandag die liefling van die wêreld wees. Ja, amen. Nee. Giare roos. 'n roos vir haar. 'n mooi wit roos. Vandag is jy special. Maar daar hardloop hy rose uit. Nee? Vandag is jy special, maar môre is jy niks in die oog van die wêreld. Hulle gooi vir jou uit. As jy nie meer vir hulle iets werd is nie, gooi hulle vir jou uit. Maar ek is vanmôre hier ook om my maat op jou te sê dat die vrede en die blydskap en die liefde wat die Here offer is 'n ewigdurende en 'n standhoudende vrede en blydskap en liefde. Dit bly. Dit bly. So, laat julle hart nie ontstel. Glo in God. Glo in my. Johan, die skrif leer vir ons dat die volmaakte liefde dryf die vrees. 1 Johannes 4:8. En weet jy wat, Johan? God het jou volmaak. Hy het ons almal volmaak lief. So moenie vrees nie. Moenie ontstel word nie. Hy gaan vir ons plek te berei. Hy is met ons, hy kom terug. Hy gee vir ons die Heilige Gees. Hy is teenwoordig in ons lewe. Hy antwoord ons gebede. Die liefde van die Vader is ons deel. Hy gee sy vrede vir ons. Ons het soveel rede om te kan ontspan. Amen. So miskien moet jy net so 'n bietjie diep asemhaal en sê, wat 'n verligting. God is for. God is for. Moenie ontstel word. Kom ons staan. Kom ons staan. Ag my ou boetie, my ou sussie. Miskien het jy vanoggend so 'n bietjie benoud hier ingestap. Dalk het dinge nie volgens, dalk het jy jou kar nou gebreek in die rekening. Ja, R50.000 se skade. Waar gaan die geld vandaan kom? Glo my, ons het dieselfde situasie gehad 3 weke terug. R50.000, R42.000 se skade. En my vrou is ook, "Wow, wat nou? Ek weet, ons verdien dit in 6 maande. Hoe gaan ons nou dit betaal?" Ja, maar reg. Maar en daar kom die Here, hy stuur 'n engel in die vorm van 'n mens. En hulle kom ruk en pluk aan 'n draad of 2 en daai R46.000 val na 0. Totaal nie sien. Dit is vir my bonatuurlik. Laat jou hart nie ontstel word. Glo in God. Glo in my. Sal julle saam met my commit? Ja. Ons gaan nie dat die vyand ons vrede van ons steel. Amen. Jy weet dalk nie waar gaan jy môre bly nie. Dalk is jou familie teen jou. Laat jou hart nie ontstel. Glo in God. Glo in my. Kom ons bevestig dit teenoor die Here vanmôre. Here, my vertroue is in U. Amen. My hoop is in U. Ek gaan nie links en regs kyk, die Here. Ek hou my oog gefestig op U. Amen. Ek staan vas in die vryheid waarmee U my vrygemaak. Ek gaan my nie weer onder die juk van slawerny laat bring nie. Ek gaan nie meer 'n slaaf wees van vrees nie. Ek gaan nie 'n slaaf wees van bekommernis en benoudheid nie. U het vir my vrede gegee. U het my gekroon met heerlikheid. En ek gaan nie dat die vyand
my kroon van my beroof nie. Amen. En hier is my boeties en my sissies. En Here, die vyand het gekom net om te steel, net om te slag en net om te verwoes. En dit wat vir ons kosbaar is, wil hy van ons kom roof. Maar Here, U het gesê, is 'n skuld vir ons. En ek bid vanmôre, Here, soos wat die berge Jerusalem omsingel, laat U heerlikheid elke boetie en sissie sal omsingel, en laat U heerlikheid hulle sal oorskadu. En dat die vleuels van genesing oor elkeen uitgesprei sal wees, volgens Maleagi 4. Ek vra dit in Jesus naam. En as daar dinge gebeur in die week, of in die weke wat kom, wat so 'n bietjie benoudheid bring, dan vra ek nou in Jesus naam, dat U vrede oor elkeen sal kom. Dat die angs sal verdwyn. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, van krag, liefde en selfbeheersing. En elke tong, Here, elke tong wat teen my broers en my susters opgegaan het, wat negativiteit oor hulle lewens uitgespreek het, wat vervloeking oor hulle lewens uitgespreek het, wat leuns verkondig, selfs in die naam van die Here leuns verkondig. Here, ons sny elke werking van die vyand wat deur die tong uitgespreek was, sny ons af in Jesus naam. Dit sal nie tot stand kom nie. Dit sal nie sukses behaal nie. Dit sal nie gebeur nie. Here, U het die laaste sê. U woord is die finale woord. En my ore is sensitief net vir wat God sê. Nie wat 'n mens sê. Tensy die mens uit die hart van God spreek. En daarom gee U ook vir ons die onderskeiding om te sê wanneer is dit uit God uit en wanneer is dit nie. En Here, daar's baie tonge los daar buite. Baie tonge wat leuns en misleiding spreek. Maar ons breek daardie werke af in die naam van Jesus. Dit maak nie vir ons saak wat mense van ons dink nie. Dit maak vir ons saak wat God van ons dink. En ons sal opstaan vir die waarheid. En mag elke leenagtige tong vernietig word. In Jesus naam. En ons dankie nou. En in vrede gaan ons in hierdie weke met die wete God is met ons. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.